Goeiemôre broers en susters. Ek groet julle weer hier vanuit die kerkgebou van Bloemfontein gemeente. En ons wil baie graag dankie sê vir hulle. Ons groot waardering dat ons hulle fasiliteite kan gebruik om ook ons erediens van hier af op te neem en dan aan ons gemeentelede beskikbaar te stel. Broers en susters, baie welkom by ons erediens vanoggend. Dit is buitengewone omstandighede, maar ons is dankbaar dat ons 'n tyd beleef waar ons die tegnologie het wat dit vir ons moontlik maak om die boodskappe ook by ons huise te kan ontvang. Kom ons raak stil voor die Here. Here, U was nog altyd vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. U was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Gemeente, vrede vir julle, genade en oorvloed van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons sing vanoggend saam Vonklied 72, Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Ons skriflesing vanoggend kom uit die Nuwe Testament en ons lees uit die Evangelie van Lukas, Lukas 24 vanaf vers 13, die baie bekende gedeelte van die Emmausgangers. Lukas 24 vanaf vers 13. En voor ons lees, bid ons saam. Here, met U woord wat oop lê voor ons, is ons soos kinders in afwagting. Want ons weet, uit U woord vloei die waarheid voort. En ons sal nooit uitgepraat of uitgepreek kan raak aan dit wat ons hier het nie. As ons vandag weer op reis is met die Emmausgangers, dan bid ons dat U ook sal gee, dat ons harte warm word. In 'n tyd waar dit vir ons voel of dit begin koud word. Emosionele afstand, fisiese afstand, vrees. Elke denkbare emosie wat 'n mens maar kan beleef.
Gee Here dat in hierdie tyd ons harte warm sal klop by die aanhoor van die evangelie van Jesus Christus. Amen. Lukas 24 vanaf vers 13. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon nie sy liggaam kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en het net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. En daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde hoor en dit glo, want dit is die Here se woorde. Vers 32 se tweede gedeelte is ons tekswoorde: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie." Harte wat warm word wanneer jy die woord van die Here hoor in 'n koue wêreld, in 'n wêreld wat onderste bo is, in 'n plek wat vir ons vreemd geword het. Is dit nie 'n voorreg dat ons maar net weer kan teruggaan met dit wat ons het, dit wat ons ken, dit wat niemand ooit van ons kan wegneem nie, die woord van God. En wanneer ons dit lees, dan word ons harte warm. Ons is in die lydenstyd. Vanoggend se gedeelte praat van dit wat gebeur het na die opstanding. Maar so belangrik vir ons om dit ook vandag te hoor. Nie net op Paasondag nie, want hierdie maak deel uit van die hele lydingsverhaal. Trouwens, dit kom van die tyd van die profete, die voorspellings, die profesieë
en alles wat in vervulling gegaan het, om uiteindelik by die punt uit te kom, dat mense teleurgesteld, hartseer, ontredderd, op pad terug is huis toe, en sê, ons het so gehoop, maar is na die 3de dag, niks gebeur nie. Wat ons laat vra, hoeveel dae nog? Ons is in afsondering, ons mag nie by mekaar uitkom nie, ons mag nie eens met die bure gaan kuier nie. Hoeveel dae nog? Gaan ons dit kan maak? Is dit vir ons moontlik? Die priester, skrywer Henry Nouwen het vir ure lank voor die skilderye van Rembrandt gestaan en dit oordink, omdat dit vir hom so lewendig geword het. Die een skildery was van die terugkeer van die verlore seun en die ander een was die meesterstuk van die Emmausgangers. Oor die skildery van die Emmausgangers het hy uiteindelik gesê, daar's 4 dinge wat uit hierdie skildery met my praat. Die woorde gegee, gebreek, gedeel, geseën. Vir hom is dit nagmaal. Vir hom hak dit baie mooi aan by die lyding. Dis Jesus. Dis hy wat sy lewe gegee het. Sy liggaam is gebreek aan die kruis, gedeel, geseën, sodat hy ons weer kon seën. En 'n mens kan verstaan waarom hy so gefassineer is deur hierdie skildery, maar meer nog met die teks wat ons gelees het. Want sê hy, dis alles deel van die werklikheid. En broers en susters, beleef ons nie die werklikheid nou op so 'n intense manier, dat dit vir ons regtig tot ons spreek nie. Ons tref die karakters van die verhaal aan in 'n toestand van totale onsekerheid. Die mat is uitgepluk. Hulle het gestaan, hulle het gehoop, geglo, maar nou is dit al die 3de dag. Moedeloos, ontnigter. Dis 'n kragtige negatiewe emosie, hierdie ontnigtering van hulle. Toe hulle 'n paar dae gelede van Emmaus af op pad was Jerusalem toe vir die Paasfees, was hulle opgewonde. Dis soos die fees wat voorlê. Dis soos nagmaal vir ons. Dis soos die Paasnaweek, die dieptepunt en dan Sondag se hoogtepunt. Dit het hulle elke jaar beleef. Dit was hulle gebruik en hulle gewoonte, so het jy gemaak. So het jy gegaan na Jerusalem toe. Almal wat iemand was, almal wat geglo het, was in Jerusalem vir hierdie groot fees. Maar hierdie Paasnaweek was vir hulle anders. En hoor jy die raakpunte met die Paasnaweek wat vir ons wag? Dis anders. Kan nie kerk toe gaan nie. Ons mense is onseker. Daar's groot vrees. Hierdie Paasnaweek van die Emmausgangers is soos die Paasnaweek wat vir ons voorlê. Hulle het so lank gewag dat iemand hulle kom bevry. En hulle het gedink dis hy, Jesus. Hulle het gesê hy was magtig voor die volk, as ons die teksgedeelte lees. Maar sê hulle, hy is oorgelewer. En dis die draaipunt en wat hulle betref die einde. So ontmoet Jesus hulle. Is op pad terug, 12 kilometer. En die pad was waarskynlik besig, want almal wat in Jerusalem was, is op pad terug. En so loop hulle somber, gedagtes en wissel met mekaar. Diep in gesprek. En die Paasnaweek se gebeurtenisse druk baie swaar op hulle gemoed. En dan skielik sluit hierdie man by hulle aan. Nog 'n reisgenoot.
En hulle herken hom nie. Hulle oë is verhinder. Maar hy gesels met hulle. Jesus kom maak altyd bemoeienis. Hy kom soek ons waar ons is om met ons te praat. En dan vra hy vir hulle. En hulle sê, maar as jy dan die enigste vreemdeling hier rond, dat jy nie weet wat die naweek gebeur het nie. Hulle sê, ons is moedeloos. Ons is ontnigter. Ons het, hoor, so gehoop. Maar, nou gebeur niks. Dit wat ons verwag het, nie gebeur nie. Die ergste het gebeur. Maar wat meer is, sê hulle, dat 'n klomp vrouens gegaan. Hulle was by die graf, hulle kon hom nie kry nie, toe kom ontstel hulle ons ook nog. En so word hierdie kring van gesprek al hoe groter, en al hoe meer karakters en rolspelers word betrek. Niemand sê die vroue in elk geval geglo het nie. Hulle het gesê hulle het nie sy liggaam gekry nie. Dit is hoe dit voorspel was. Dis hoe dit moes wees. En dan sê Jesus, "Sjoe, wat 'n traagheid van begrip en 'n gebrek aan insig." En hy begin vir hulle die geskiedenis vertel. Hy begin by Moses, die profete, hy vertel vir hulle alles wat hulle reeds weet, maar hy herinner hulle daaraan. En dis die boodskap. Ons weet alles reeds. Dit is al aan ons vertel verskeie kere. En so beweeg ons elke jaar deur die kerklike jaar, ons is nou in die lydenstyd, en tog is dit elke keer vir ons nuut, vars. En dis wat hier gebeur. Hy vertel, omdat mense maklik vergeet. En daar sekere tye in 'n mens se lewe, en sekere omstandighede, wat maak dat jy vinniger vergeet, en meer vergeet. En dis waarskynlik waar ons vandag is. Hy herinner hulle. Hy vertel vir hulle eie geskiedenis. En dan, in Emmaus wil hy verder gaan, hy maak of hy aanloop, en dan sê hulle, nee, ons dring aan, kom slaap by ons. En dan gebeur die wonderlike ding by die tafel. En waar Jesus is, word altyd brood gebreek, so sy liggaam, die brood van die lewe, gebreek is vir ons. En toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop. En die wonder gebeur. En hulle besef dis hy. En hulle hardloop die 12 kilometer terug. En hulle kry hulle mense, en hulle gaan getuig. Terug, die enigste verklaring vir hoekom mense hart, of hoe jou hart in 'n moeilike tyd kan warm word, is dat dit God se Gees is, die Heilige Gees, wat ons oortuig van 4 dinge. Jesus is gegee. Jesus is gebreek. Hoe is hy nie gebreek? Aan die kruis op Golgotha nie. Hy's gedeel. Dis vir almal wat daar ver is. En geseën. Om ons van moedeloosheid terug te bring. Om ons uit die twyfel uit terug te ruk. Om ons te herinner. Hier is die padkos. Broers en susters, geliefdes, mag die Here vandag die brood in jou huis so breek, dat jy sal onthou, en dat jou hart weer kan warm word. Amen. Ons bid saam. Here ons God, wat 'n voorreg. Ons sê dankie. Maak asseblief ons harte warm. Werk deur die Gees in ons, in hierdie troebel, donker tyd. Gee dat ons nooit moed sal verloor nie. Al sê ons vir mekaar, dis nou al die 3de dag. Al sê ons oor 'n week vir mekaar, dis al die 10de dag. Here, ons bely dat ons glo in die drie-enige God, die enigste, die ware, die Here. Ons glo, Here, dat U genesing kan bring.
ons bely voor U, dat ons glo dat U tot alles in staat is. En is op grond van die bloed van Jesus Christus dat ons vandag pleit. En ons doen dit alles met smeking, maar ook met danksegging. Amen. Kom ons sing saam Vonklied 277, waaroor hom Jesus gesê word, dat hy die lig is, wat in die donker skyn, en mag hy in hierdie dae, in hierdie donker dae, die lig wees wat skyn. Ontvang nou die seën van die Here. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Amen.